Welkom terug. Nou kyk uit al voorheen by ons kuier. Rudo Swimkuier vanoggend by ons en ons gesels oor 'n splinter nuwe enkelsnit. Goeiemôre. Môre julle. Dis so lekker om jou terug te hê op die geelbank. Dankie dat ek kan terug wees. So Lekker, ons het jou gehad na jou eerste enkelsnit net nadat jy OFM se trokkompetisie gewen het. Yes, ja. Hoe het daai wen jou lewe verander? Dag en nag. Dag en nag. Dit is 'n belewenis. Jy weet, dit is nog steeds 'n droom. Jy weet, ek moet nou en dan moet ek myself bietjie knyp. Maar ja, nee, dit het baie verander vir die beter. Ja, en dit is goed. Dis lekker. Is dit verander in die sin van meer optredes, meer om jou droom te kan bewaarheid, om te kan sing elke dag? Hoe het dit jou geïmpakteer? Weet jy, ek as mense wat groei, het dit ook verander verseker. Shows ja, verseker met konserte het groter begin raak. Weet mense sien jou nou raak, jy weet vir die eerste keer, jy weet jy het 'n storie wat jy wil vertel en dit is nie meer of dit nou in 'n klein bar of 'n plek is, die mense kom en hulle stel regtig belang, jy beskik. En dit is lekker. Ja, nee. As mense sê kyk, dis so moeilik in die musiekindustrie. Jy moet tog nie daar jouself in begewe nie. Kry 'n regte werk met 'n regte inkomste en dis. Jy is nou so half 'n sprekende voorbeeld van iemand wat besluit het, maar ek gaan die regte werk los. Ja, Of so 'n bietjie op sy skuif, hè? Maar ek sal dit nou nie so sê nie. Ek het nog steeds die ander werk. Ja. Maar so klein bietjie op sy skuif en fokus op musiek. Yes, nee, verseker. Volg jou droom, ja. En jy sê dit Jy kan 'n werk het maak van dit, definitief 'n verandering in jou lewe. Ja, verseker, ja. As jy terugdink aan verlede jaar en hoe dit nou verander het, wat was vir jou van die lekkerste optredes wat jy verlede jaar gehad het? Man, ek het in waar is dit, Ventersburg gespeel. Waar ek so gesit en gespeel, dit was so 'n donker plekkie gewees met so 'n mooi mat in die middel. Mense so om my gesit en dit is asof hulle half op my lippe gehang, weet jy. Weet dit was so lekker. Dit was my een van die lekkerste oomblikke gewees en na die tyd lekker foto's saamgeneem en met die mense gekuier en ag ja, dit was 'n belewenis geweest, ek moet sê. Maar jy neem Clarence op horings, hoor. As ek weet op sosiale media, dan is jy besig met 'n show iewers in 'n lekker plek. Ja, dit is baie lekker. Maar Clarence is 'n plek. Is daar baie plekke in Clarence musiek en Daar is eintlik en weer daar's baie musikante wat ook daar speel. Goeie musikante. Julle moet regtig 'n draai kom maak. Jy weet, dit is 'n belewenis om die kultuur en wat ook al beskikbaar is op 'n naweek te kom beleef. Dit was baie plek om te speel. Jy doen gereeld covers op jou sosiale media. Ek geniet vreeslik soos een keer 'n week as jy hier's ek nou met my cover. Baie dankie. Hoe besluit jy wat se cover jy daai dag gaan doen? Hoe ek opstaan. Oh. Dit is baie weird, maar iewes skielik ek het hierdie op 'n Saterdagoggend as ek opstaan, het ek hierdie sang in my kop. En dan sê ek, okay, maar ek gaan omdoen. Ek het nou die dag daai Candle in the Wind gedoen. Dit was my vrou het my ook gevra. Ken jy nou liedjie? Hy het net opgekom. So hoe jy opstaan is die een wat jy doen? Ja, ek like hierdie ou oldies man, ek like dit. Wat is jou gunsteling cover om te doen? Almal daai een liedjie wat hulle ek weet nie. Ek hou van Forever Young van Rod Stewart. Dis 'n tipe ek vrek tog al oor daai song. Vir nou. Wat luister jy self by die huis? Ja, ek luister baie groot verskeidenheid van musiek, maar baie folky tipe goeders en glo dit of nie, ek begin nou baie Afrikaans luister. Nou, ek hoop voorheen het ek sal nou en dan hou ek van Ulrika Reg of soos maar nou eers kyk weer daar's soveel goeie musikante daar buite en Afrikaans, jy weet, en is lekker. Dit is lekker. Kleintjies like dit ook. Hier is die vraag, jy praat oor die kleintjies, nê? Wat sê hulle as hulle jou sien op 'n verhoog of jy weet by 'n vertoning optree? Daai trots van 'n familie. Kyk wat lekker is van Clarence en die omgewing, jy weet, dis plaaslik. So baie keer as ek by 'n plek optree, die kinders hardloop sommer op die stage en hierdie een skoppie drum en daai en hulle gee hulle my drukkie. Julle ek sal ek besig met 'n liedjie. So hulle love dit. Jy weet, en almal is musikaal, jy weet, my hele gesin en my familie, almal is musikaal. My susters tot by my maale, my ooms en tannies, dan my kleintjies en hulle sing al. My laaitjie begin al gitaar speel en hy het nou die dag het hy 'n sang ook by een van my shows gedoen. Jy weet, ek kon nie glo nie. My dogter het ukulele gespeel sonder dat ek weet sy speel ukulele. Jy weet, so dit is heeltemal 'n musieklike gesin wat ons het. Musieklike. Dis dis omtrent dis iets soos aansteek. Ja, dit is. Kan ons 'n duet verwag tussen jou en iemand in die gesin of een van 'n stadion? Dit kan definitief gedoen word, ja. Daar's 'n idee nou. Ja. Daar plante kom nou, saadjies sal lekker wees. Kyk, ons 'n bietjie praat oor Hemel in my hande. Ja. Jou nuwe tune. Ja. Vertel ons, waar kom dit vandaan? Wel, jy weet Emil het die liedjie geskryf. Ons het saam gesit en gebrainstorm en alles, maar hy's maar die groot brein agter alles, nê, maar die betekenis van die liedjie
weet weer eens weerspieël waar ek is. En dis 'n liefdesverhaal wat aanhou. Jy weet die eerste ene was kom na my toe, kom kyk hoe is dit daai kinders, jy weet en hierdie een gaan net aan. Jy weet wie is jou hemel in jou hande, jy weet en hy het so diep betekenis. So jy weet jy hoe ondervind jy die wyn in jou wonde, jy weet. Dit is so diep sang. En vir elke liewe ek sê gister in 'n onderhoud sê ek, jy weet, hy het so groot betekenis in almal in ons lewens waar ons nou is. Gaan vra jouself van die vrae wat in die verse is, weet, gaan kyk daai sang en dan vra jouself daai vrae, jy weet. Ja, dis cool. Sal jy ooit self skryf op 'n latere stadium? Ek skryf eintlik baie self. Ja. Ek het gehelp met Clarence Winter. Ek het 'n ander ene wat ek nou besig is. Ek skryf baie self. So ja, definitief. Kan ons baie musiek verwag in 2026? Ek hoop so. Ek hoop regtig so. Mag jy iets verklap teen wanneer ons iets kan verwag? Nee, ek gaan nie. Ons fokus nou op hierdie ene. Okay, goed. Ons fokus op die hemel en fokus nou op hom. Hy is 'n paar dae nou al vrygestel. Ja, yes, ja. Wat is die terugvoer wat jy kry? Baie mooi, regtig. Eers die boodskappe wat deurkom. Ek is nou hier van Sondag af was ek nou in Pretoria gewees. So ek is nou besig, ek het nou tyd om 'n bietjie deur die boodskappe te gaan. En die boodskappe is so mooi en dankie. Ek sê regtig dankie daarvoor. Ek sal nog terugkom na almal toe en dit is regtig 'n diep sang. Dit is regtig 'n mooi sang. Terugkom na almal toe. Beplan jy om vir almal te reply om dan? Ek wil, ja. Okay. Ja. Wow. Ja, hoekom nie? Nee, dis Dit is 'n deel van die storie, so. Ja, okay, dan. Dis goed, dis baie goed. Rudy, baie dankie dat jy vanoggend by ons gekuier het Baie weer dankie. eens. Baie geluk met Hemel en Maande. Dit is regtig ongelooflik mooi. Alle sterkte vir 2026. Dankie, ja. Die nuwe musiek, die baie optredes, die gesin wat jy ondersteun. Ek wag vir daai duet ook in die toekoms. Ek sal hom uitbring. Dit is Rudy Schwem met Hemel en Maande en hier is 'n musiekvideo.